Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons leef in 'n era waar inligting net 'n klik ver is. Oral op sosiale media is daar mense wat sê hulle verkondig die waarheid en wat in werklikheid heeltemal ongered is. Hulle boodskappe klink dikwels baie mooi en motiverend. Maar hoe weet ons wat is die regte, suiwer waarheid en wat is dwaalleer? Vandag kyk ons na hoekom dit lewensbelangrik is om geestelik wakker te wees. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 wat soos volg lees. Daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle 'n menigte leraars bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie meer wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Wanneer ons die historiese konteks van hierdie brief bestudeer, sien ons die apostel Paulus sit in 'n donker Romeinse gevangenis. Hy weet sy dood is naby. Hy skryf hierdie laaste, dringende brief aan sy jong helper, Timoteus, wat die gemeente in Efese moet lei. Efese was 'n brandpunt vir allerhande vreemde filosofieë en valse leerstellinge. Die mense in die antieke wêreld het gehou van nuwe, opwindende idees, wat hulle eie lewenstyl geregverdig het, en wat hulle oor hulle self laat goed voel het. Paulus waarsku Timoteus dat mense leraars sal soek, wat hulle jeukende ore sal streel. Dit beteken hulle wou net dinge hoor wat hulle emosioneel laat goed voel, in plaas van die harde, suiwer waarheid van God se woord. Om die gesonde leer te verdra, beteken in die oorspronklike taal, om jouself te onderwerp aan die gesag van God se woord, selfs wanneer dit jou sonde uitwys. Valse leraars pas die boodskap aan om mense tevrede te stel. Ware geloof vra egter dat ons verander om by God se waarheid aan te pas. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die waarheid van God se woord is die enigste betroubare kompas vir jou lewe. Die geskiedenis wys dat dwaalleer 'n mens se geloof skibreek laat lei. Dit begin altyd subtiel, dinge wat 90% reg klink, maar 10% gif bevat, wat dit dodelik maak. In Efesiërs 4 vers 14 herinner die skrif ons dat ons nie meer soos kinders moet wees wat deur elke wind van lering rondgewaai word nie. Ons anker is die historiese, beproefde waarheid van Jesus Christus, soos wat dit binne die korrekte konteks in sy woord opgeteken staan. Deur daagliks die skrif op 'n konsekwente, grammatikaal-historiese wyse te bestudeer, leer ons om die egte produk van die namaaksel te onderskei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, wat 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad is. Here, gee ons vandag die wysheid en die onderskeidingsvermoë om die suiwer waarheid te erken. Bewaar ons harte en gedagtes teen leringe wat mooi klink, maar ons weglei van die kruis van Jesus af. Help ons om nie te soek na dinge wat net ons ore streel nie, maar gee ons 'n honger na u hele waarheid. Ons bid vir ons kerke en leiers, dat hulle getrou sal bly aan u woord. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.